Goeiemôre en baie welkom by ons afronding by die week se saamreis. By die lig glo ons dat die Here ons ook toerus en dat sy lig oor ons lewenspad ook val en ook die pad rondom ons kom verlig deur sy woord. Ons teksgedeelte vir hierdie week was Johannes 12 vers 1 tot 8 en ek lees graag saam met jou hierdie teks. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehaat en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." En ek dink hierdie teks, as ons vandag die vraag vra, hoe kan ek anders gaan leef? Dan sou die tema wees Sondag se erediens wat ons ook so saam by was die tema ook hierdie sterk boodskap, of die tema dat Jesus ruik na parfuum, na hierdie reukolie, dat dit hierdie oordadige aanbiddingsdaad was. En die vraag is, die geur het die hele vertrek gevul, maar God se heiligheid is iets wat die hele aarde deurweek. Dat sy reuk hang as ware in die lig. En ek en jy, wanneer ons diensbaar is, soos wat Maria hierdie diensbaarheid kom bewys het, haar aanbidding, haar lof, maar amper haar oordaad, dat sy niks terughou nie. Dat sy, wanneer sy dit uitgee, kan dit amper sê as 'n offer bring sy alles wat sy het, hierdie oordadige aanbiddingsdaad. En dan is die vraag, omdat sy die koste bereken van die kruisiging, en sy weet dat geen besitting of geen rykdom of geld dit kan koop nie, bring sy alles wat sy het. En die vraag, hoe ek en jy dalk by hierdie vraag kan uitkom, hoe kan ons anders leef, is om by die vraag uit te kom, hoe kan ek my hele lewe na die Here toe bring as 'n offer, om hom te aanbid en om aan hom eer te bring. Mag jy ook die Here se goedheid en sy genade in hierdie komende naweek en ook week so beleef. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u offer en waar ons as 'n kerk gereed maak om die finale week van u lewe op aarde te herdenk. Vra dat u vir ons 'n diepte dimensie sal gee in ons saamwees, in ons stilte en ons soeke wanneer ons hierdie woorde lees, wanneer ons die tekste lees en wanneer ons so saam reis. Dankie vir hierdie wonderlike, kragtige boodskap dat u die dood vir ewig oorwin het en dat ons saam met u sal deel aan daardie oorwinning. Dit bid ons as u kinders. Amen. Seën vir jou tot 'n volgende keer. Mooi bly.